Die huwelik wat julle vandag betree het, is die saamvleg van twee lewens in 'n eenheid, so naby, so eg, dat julle nie meer twee is nie, maar een, so naby dat niks behalwe die dood julle kan skei nie. Julle weet dat hier te groot verantwoordelikheid en te kosbare belange op die spel is om die huwelikslewe sonder Christus as goddelike leermeester, magtige helper en foutlose gids aan te durf. Mag hierdie huwelik 'n skaduwee wees en in julle 'n lus en verlange aanwakker vir die toekomstige huwelik wat ons nog voorwag tussen Christus en die bruid. Stap hierdie reis hand aan hand as mede-pelgrims en spits julle oë op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Shanae, as ek maar net terugdink, op ons eerste koffiedate by die akker, het ek al gesien dat jy 'n baie spesiale meisie is. Ek beloof om jou lief te hê met my hele hart. Ek weet dat God in beheer is en dat hy ons beskerm, maar as jou man is ek bereid om my deel te doen en my lewe neer te lê soos wat Jesus sy lewe vir ons neergelê het. Ek het definitief verlief geraak op jou glimlag, maar ek is so bevoorreg dat ek meer verlief kon raak op jou persoonlikheid en op jou verhouding met die Here. Ek beloof om jou daagliks met die woord te was, net soos Jesus Christus ons met die woord was. Een van jou mooiste eienskappe is hoe baie jy vir ander mense omgee. Jy is bereid om baie moeite te doen met die verhoudings in jou lewe. Jy het ook al so baie moeite gedoen met my en daarvoor is ek regtig baie dankbaar. Shanae is regtig 'n prudent vrou. Dit is vir my so groot voorreg om met my beste maatjie te kan trou. Vir my is jy 'n antwoord op 'n gebed en 'n geskenk van God af. Ek weet jy gaan 'n baie goeie vrou wees. Shanae, jy maak my verskriklik bly en ek kan nie wag om die res van my lewe saam met jou te spandeer nie. Dit is eintlik so spesiaal om een te kan word. Ons het so 'n goeie voorbeeld van liefde gekry. Jesus Christus wat sy lewe neergelê het vir ons, sodat ons die ewige lewe kan hê. Shanae, ek beloof om vinnig te wees om jou te vergewe en stadig te wees om kwaad te raak. My gebed is dat ons die Here saam sal soek in alles wat ons aanpak en dat ons saam meer en meer in hom sal groei, soos dat ons ook nader aan mekaar groei. Wian, nou vir hom hou ek al vir 25 jaar van my lewe dop. En ek begeer dat elkeen van julle vanmiddag hier uit my perspektief Wian kan sien en beleef. Hy is 'n voorbeeld van 'n dienende man wat intentioneel sy lewe inrig om God en mense lief te hê. Jy het vir Shanae so lief. En jy wys dit deur jouself, jou tyd, jou geld, jou omgee en jou woorde te gee. Jy het my al menigte male in my lewe gewys hoe geduld lyk. Vir jou het die lewe klomp valleie, swaar en moeilike uitdagings alreeds op 'n jong ouderdom ingehou. Maar Wian, die woorde wat jy na mamma se dood aan my gesê het, sal my altyd bybly. Ons is nie slagoffers van ons omstandighede nie. En jy was nie. En jy was reg. Jy was nie meegeslinger deur die golwe van omstandighede nie, Wian. Maar op die ou einde het jy gehardloop en gaan skuil by die ewige rots, Jesus Christus, en daar jou ware vreugde gevind. Jy het hoër gesweef, soos die arend van Jesaja 40. Lyding was nie te vergeefs nie, maar die Here het dit gebruik om jou uiteindelik te herskep deur die evangelie. In verse 57, it says, "And they said, we will call the damsel and inquire at her mouth. And they called Rebekah and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. I will go now." The best time to do the right thing is always now. When she says, "I will go," she is also implying, I will go all the way. Yes, it's going to be a long, dusty, sometimes difficult journey, but I get to
press towards the mark for the prize of not just a godly marriage, but a relationship with Jesus Christ. When she says, I will go to my beloved, I have never seen the one that saved me. I've never seen him. There's just something in me that feels him getting closer. And each day that we get closer to the Lord coming, or my going to him, either one, there's an anticipation that builds. And every time I think upon him, every time I feel him, even in the spiritual sense, draw nigh, that there's a flutter in the heart. There's an excitement. There's an anticipation. When you say, I will go, and that is to my beloved, be excited about each other. Rian, vandag waar ek trou aan jou beloof en dit beskou as die tweede grootste besluit van my lewe, naas die eerste belangrikste besluit om Jesus Christus as my verlosser aan te neem, wil ek dit nie ligtelik opneem nie. Deur die genade van die Here en in volkome afhanklikheid van hom, beloof ek vandag om my God gegewe rol as jou vrou op te neem. Ek beloof om agter jou te staan, jou te bemoedig en om jou te ondersteun tot die beste van my vermoë, sodat jy elke roeping wat God aan jou gee, kan uitleef. Ek beloof om nie van jou te verwag om die rol van Christus in my lewe te neem nie, maar om hom voor oë te hou as my verlosser en eerste liefde, en om slegs van jou te verwag wat God van jou as my man verwag. Rian, ek beloof om jou lief te hê en om myself vir jou te gee as 'n dienaar, soos Christus my liefhet en sy lewe vir my neergelê het. Vandag en vir die res van ons lewens saam, sal ek die Here dank vir sy reddende genade wat ons kom red het en uit sy krag uit ons nuwe skepsels kom maak het. Vandag aanvaar ek die verantwoordelikheid wat die Here in ons hand gee as man en vrou om die verhouding tussen Christus en sy kerk uit te beeld. Rian, dit is vir my 'n voorreg om jou vandag met vreugde as 'n geskenk vanuit die Here se hand te ontvang. Ek sal bidend en deur die Here se genade streef daarna om hierdie beloftes vol te hou in elke seisoen van ons lewe. Dankie dat jy my vandag ook kies as jou vrou en dat ek vanuit jou lewe en liefde vir my ook 'n gedeelte van Christus se liefde en hart kan raak sien.